Goeiemôre en baie dankie. Ek dink ek moet my regsgeleerde kollega se voorbeeld volg en ook dadelik 'n disclaimer hier gee. Ek is nie 'n genetiese kenner op die gebied van selfde geslag nie, maar ek het gehoop ek kan dalk 'n bietjie help om die literatuur wat wel oor die onderwerp bestaan te vertaal. En ek sal my bes probeer om nie te tegnies te wees nie en dit verstaanbaar te maak. Die een probleem wat 'n mens het as jy wil bepaal wat die genetiese basis van enige kenmerk is, het sy dit nou hoogte is of 'n siekte soos bloeiers, 'n siekte of hemofilie of sistiese fibrose, is dat 'n mens die kenmerk self baie goed moet kan definieer. So in die geval byvoorbeeld as ek nou hemofilie of bloeiersiekte, soos in die volksmond bekend staan as voorbeeld kan gebruik, dis baie duidelik om te sien wie is 'n bloeier en wie is nie 'n bloeier nie. Of as 'n mens sistiese fibrose het, wie het sistiese fibrose en wie het dit nie. In ander kenmerke is dit 'n bietjie moeiliker en ons sien 'n tipe van 'n kontinuum van die kenmerk, soos byvoorbeeld hoogte. En in geslags sake lyk dit ook of dit dieselfde is. So as ons kyk na die Kinsey skaal, sien ons dat dit kan wissel van volkome heteroseksueel tot volkome homoseksueel, maar daar is 'n kontinuum. So dit is die eerste probleem wat ek moet uitlig. En dan weet ons as genetici dat wanneer ons die genetika van 'n spesifieke kenmerk wil bepaal, moet ons in gedagte hou of ons hier met 'n eenvoudige kenmerk te doen het, soos bloeiersiekte, sistiese fibrose of 'n meer komplekse kenmerk. En die rede hiervoor kan ons in die volgende skyfie sien. As dit 'n enkel geen siekte is, soos byvoorbeeld sistiese fibrose, is daar 'n bekende geen en as jy 'n fout in daardie geen het, sal jy sistiese fibrose ontwikkel. Dit is 'n gegewe. Die graad van die siekte kan wel 'n bietjie verander word deur omgewingstoestande, byvoorbeeld rook, dieet ensovoorts. Maar daar sal ook 'n paar ander genetiese variante wees wat ook kan bydra oor hoe erg siek jy gaan wees of nie. Maar as jy die fout in daardie spesifieke geen het, sal jy sistiese fibrose kry. As 'n mens egter kyk na meer komplekse toestande of kenmerke, soos byvoorbeeld hoogte of dan nou seksuele oriëntasie, gaan die prentjie bietjie anders lyk. Daar weet ons, gaan daar 'n hele klomp gene betrokke wees, nie net 'n enkel een nie, so variante in 'n klomp gene gaan almal bydra en omgewing speel gewoonlik 'n groter rol en waarskynlik ook 'n hele aantal omgewingsfaktore speel 'n rol om uiteindelik die kenmerk daar te stel. So dit is makliker om hierdie tipe van kenmerke se genetika te bestudeer as hierdie. En in die veld van genetika het ons talle voorbeelde van waar ons nog nie hierdie komplekse kenmerke presies verstaan nie. Dit sal byvoorbeeld insluit sekere harttoestande, sekere ander gedragsafwykings soos aggressie, waarvoor daar ook 'n genetiese basis is, komplekse siektes soos skizofrenie ensovoorts. En ek het mekaar nie. Goed, so waar begin 'n mens? Die heel eerste plek om te begin vir genetiese studies is met familiestudies. Want as 'n mens sien dat 'n kenmerk meer voorkom binne families as in die algemene populasie, is daar 'n aanduiding dat genetika betrokke is. En dit is dan spesifiek wat genetici al 'n hele aantal jare terug begin doen het, en hulle het wel gevind dat byvoorbeeld in die geval van homoseksuele mans, was daar meer familielede wat ook homoseksueel was. As hulle byvoorbeeld gekyk het na biologiese broers wat in verskillende families groot geword het, met ander woorde hulle omgewingstoestand het verskil, was daar ook 'n aanduiding dat genetika wel 'n groot rol gespeel het. En ek dink nie hierdie is dalk so duidelik vir die mense wat daar agter sit nie, maar hierdie wys maar net byvoorbeeld in gevalle van identiese tweelinge het hulle 'n groot
persentasie van familielede gehad wat ook homoseksueel was, en dit was by beide mans en vroue gevind. So die eerste aanduidings was daar dat die wel 'n genetiese faktor is. Hierdie wys nog slegter, maar wat ek hier wil wys is dat tweelingstudies die beste tipe van studies is wat genetici kan gebruik om genetika te bestudeer. En die rede daarvoor is, in gevalle van identiese tweelinge, deel hulle genetiese materiaal. So hulle genetiese materiaal is 100% identies. Hulle deel ook sekere omgewingstoestande. Hulle het dit voorgeboortelik gedeel, maar ook na geboorte is hulle in dieselfde omgewing. So omgewingstoestande gaan dieselfde wees, maar ons moet ook onthou dat gaan ook omgewingstoestande wees wat wel verskillend gaan wees. Dankie. In geval van nie identiese tweelinge, deel hulle net die helfte van hulle genetiese materiaal, soos met gewone broers en susters. En weer eens gaan hulle gedeelde omgewingsfaktore hê, maar ook faktore wat nie gedeel is nie. So met ander woorde, as 'n mens na 'n kenmerk kyk en jy sien dat indien in identiese tweelinge, as die een tweeling die kenmerk het en die ander lid van die tweeling en by identiese tweeling het ook die kenmerk, dan gaan dit 'n goeie aanduiding wees dat die genetiese bepaling van hierdie kenmerk baie sterk is. As dit nie so is, beteken dit dat omgewing 'n groot rol speel. En dit is dan spesifiek wat genetici gedoen het. Hierdie was maar net om weer eens te verduidelik, dit is nou in geval van skizofrenie. Mense sien, in skizofrenie is daar wel al bepaal dat daar 'n hoë genetiese basis is vir die siekte. En in identiese tweelinge sien ons dat die genetika 48% bydra maak, soos hier gewys word, terwyl in byvoorbeeld ander familielede wat bietjie minder naby verwant is, en niggies en neefs maak dit 'n 4%. So hierdie tipe van studies help dan vir genetici om te bepaal, is daar 'n genetiese basis vir hierdie kenmerk, en min of meer hoeveel is hierdie genetiese basis? Hoeveel speel omgewing ook 'n rol? So die uitkoms van die tweelingstudies met seksuele oriëntasie was dat identiese tweelinge toon 'n groter ooreenstemming ten opsigte van seksuele oriëntasie as nie identiese tweelinge. Met ander woorde, daar is 'n genetiese basis vir hierdie kenmerk. Vele studies het na hierdie bydra van genetika versus bydra van omgewingsfaktore gekyk, en in een baie groot studie wat in Sweedse tweelinge uitgevoer is, hulle het amper 4000 selfde geslag tweelingpare gebruik, het hulle gewys dat by mans het genetika 34 tot 39% bydra gemaak, terwyl by vroue 18 tot 19%, en dan omgewing het ook 'n belangrike bydra gemaak. En dit is tipies wat ons sien by komplekse kenmerke. Ander bevindinge wat gevind is met verskillende studies is dat vroue in die families waar homoseksuele mans is, die vroue spesifiek aan die moederskant dan, het meer kinders. Nou, hoekom is dit interessant? Daar was 'n argument gewees dat daar behoort teen homoseksuele mans geselekteer te word, omdat hulle nie kan voortplant nie, so hulle sal met verloop van tyd uit die samelewing verdwyn, wat nie so is nie. En die studies wat gedoen is, het dan gewys dat waarskynlik word die frekwensie dan ook behou deurdat vroue aan die moederskant meer kinders het. Ander baie interessante waarneming wat al 'n hele aantal jaar terug gemaak is en bevestig is in opvolgstudies, is dat daar 'n sogenaamde broederlike geboorteorde effek is. Dit sê as daar 'n aantal seuns in 'n familie is wat van dieselfde moeder gebore is, het
'n seun wat ouer broers het 'n groter kans om homoseksueel te wees. En een studie het selfs so ver gegaan om te sê dat met elke ouer broer is daar 'n 33% hoër kans. So die meganisme vir dit is nie bekend nie. Daar is hipoteses oor immuunreaksie wat 'n rol kan speel ensovoorts, maar op hierdie stadium is dit nog net hipoteses. Ek wil net sê, onthou asseblief die heeltyd daardie prentjie wat ek vroeër gewys het, van dit is 'n komplekse ding, so genetika en omgewing speel 'n rol. Nou, oor die laaste 30 jaar het genetiese nuwe gereedskap bygekry met die vermoë om die basis van ons genetiese materiaal, naamlik ons DNS-molekules, te bestudeer. En baie fyn te gaan soek in ons genetiese materiaal vir die gene wat verantwoordelik is vir spesifieke kenmerke. So een van die vroegste studies was in 1993, maar dit was 'n baie bekende studie op daardie stadium, en hierdie studie het gevind dat op die X-kromosoom, en jy sal onthou vrouens het 2 X-kromosome en mans het 1 X en 'n Y-kromosoom, maar in elk geval op die X-kromosoom, op 'n baie spesifieke area van die kromosoom, is daar 'n gedeelte gevind wat geassosieer is met homoseksualiteit in mans. Let wel, hulle het nie 'n geen gekry nie, hulle het net gevind dat 'n spesifieke area van hierdie kromosoom is geassosieer met homoseksualiteit in mans. En as 'n genetikus, sonder om nou 'n tegniese detail te vervang, moet ek tog net vir u noem dat dit is 'n baie groot area. So dit is nog steeds duisende basisse van hierdie DNS-molekuul. So om dan die geen te vind is nie so maklik nie. Hulle het egter ook op daardie stadium gesê dat hulle nie verwag dat daar 'n enkel geen gaan wees nie. Daarna was daar 'n hele aantal opvolgstudies. Party van die opvolgstudies kon hulle resultate bevestig. Onder andere 'n baie groot studie wat in 2014 uitgevoer is, maar daar was ook ander opvolgstudies wat dit nie kon bevestig het nie. Ek dink my tyd gaan my nou toelaat om te verduidelik hoekom dit so is nie, maar as 'n genetikus sou ek dit ook kon verklaar het. Daar is ook ander kromosoomareas in hierdie studies gevind wat ook gebleik het dalk 'n rol kan speel, onder andere op kromosoom 8 byvoorbeeld. So al hierdie bevindinge sover wys vir ons dat die aanname wat ek in die begin gemaak het, dat ons met 'n meer komplekse toestand te doen het, waar 'n klomp genetiese faktore 'n rol gaan speel, plus omgewing korrek is. En in die literatuur, na baie studies, stem genetici saam dat daar waarskynlik nie 'n enkele geen gevind sal word wat seksuele oriëntasie kan verklaar nie. En dan, in Oktober hierdie jaar was daar 'n rapporte van 'n studie wat by die University of California, Los Angeles uitgevoer is, wat nogal groot opslag gemaak het. Ek dink dit het selfs in die populêre pers beland, maar in genetiese literatuur het ons ook vinnig daarvan kennis geneem. En dit was 'n studie wat gekyk het na epigenetiese bydra tot selfde geslagoriëntasie. En epigenetika gaan oor chemiese modifikasies wat aan die DNS-molekuul aangebring word en wat kan veroorsaak dat 'n spesifieke geen sy werk kan doen of nie kan doen nie. So hierdie epigenetiese modifikasies of epimerke kan dan eintlik gene afskakel of aanskakel. En dit word baie keer beïnvloed deur omgewingstoestande. So omgewingsinvloede gaan maak dat hierdie modifikasies op die geen is of nie is nie en die geen aangeskakel of afgeskakel is. So hierdie groep van UCLA het 5 sulke epimerke gevind wat dan geassosieer was met selfde geslagoriëntasie in mans. En
wat hulle daarna gedoen het in hulle studiepopulasie, nie in 'n algemene populasie, maar in hulle studiepopulasie het hulle dan hierdie 5 merke gebruik in 'n blinde toets om te sien of hulle dan akkuraat kon voorspel wie selfde geslagoriëntasie het of wie heteroseksueel is. En hulle kon dit doen met 'n 70% akkuraatheid. Hulle verklaar die omgewingstoestand, want onthou ek het aan die begin gesê by identiese tweelinge is hulle voorgeboorte in presies dieselfde omgewing, nie identiese tweelinge is ook voorgeboorte in presies dieselfde omgewing, en daarna deel hulle ook baie van die omgewing. So hoekom sal ons dan byvoorbeeld by identiese tweelinge sien dat daar nie 'n 100% ooreenstemming is nie? Jy sal onthou ek het gesê daar is baie identiese tweelinge, as die een heteroseksueel is, sal die ander een ook heteroseksueel wees, maar daar is definitief baie sterk getuienis dat as die een homoseksueel is, gaan die ander lid van die identiese tweeling ook homoseksueel wees. Nou as hulle dan voorgeboortelik ook dieselfde omgewing deel, hoe kan ons dan nou sê dat hierdie epigenetika kan verklaar hoekom hulle verskil? En die navorsers het onder andere gesê enkele moontlikhede is dat die posisie waarin elkeen van die 2 fetusse in die uterus is, verskil. So dit mag tot klein effekte lei, en ook byvoorbeeld die bloedtoevoer mag nie vir al 2 presies dieselfde wees nie. En vir ander kenmerke wat genetiese bestudeer het, is dit ook gevind dat die 2 lede van die identiese tweeling se epigenetiese merke kan verskil. Alhoewel hulle gewone genetiese materiaal identies is, kan hierdie epigenetiese merke wel verskil. So wat belangrik is net om te onthou, hierdie epigenetiese merke verander nie die DNS-volgorde self nie. Dit kan wel deur omgewingstoestande beïnvloed word. Dit kan tussen identiese tweelinge verskil, en hierdie word dus gesien as 'n meganisme om vir ons die komplekse oorerwing van seksuele oriëntasie te verklaar. En daar was ook ander belangrike artikels gewees in hierdie verband wat nog verdere hipoteses voorgestel het oor hoe epigenetika die komplekse kenmerk kan help verklaar. So in die toekoms kan ek opsom deur te sê, ons weet al reeds op hierdie stadium baie van die rol wat genetika speel in seksuele oriëntasie, maar die spesifieke meganisme is nog nie 100% uitgeklaar nie, net soos met baie ander komplekse kenmerke. En in die toekoms sal verdere grootskaalse epigenetiese studies wat in samehang gedoen word met navorsing op ander gebiede wat ook belangrik is om hierby in te sluit, soos byvoorbeeld neuroanatomie, breinfunksionering, waar daar byvoorbeeld verskille gevind is tussen mense van homoseksuele oriëntasie en heteroseksuele oriëntasie, en endokrinologie baie bydra om uiteindelik die genetiese en biologiese basis van seksuele oriëntasie te ontrafel. Baie dankie.